Vandag staan bekend as Palmsondag. En wat dit nou eintlik maar net beteken is, dit is letterlik die dag wat Jesus in Jerusalem ingegaan het, waar hy op die donkie gery het en waar die mense geskree het, Hosanna, Hosanna, en hulle het palmtakke en klere en goeders voor Jesus gegooi voor die donkie, en waar hy ingery is, en ons moet dalk miskien volgende jaar dit doen. Gewoonlik wat jy doen is, hier's palmtakke in die kerk, en dan vat jy een van daai palmtakke se blare, en jy maak 'n kruisie met dit. Ek weet nie of jy dit al ooit gedoen het. Jy maak 'n kruisie met dit, en dan sit jy dit in jou Bybel, en daai kruisie word dan droog, en op as Woensdag, dan brand jy daai kruisie, en jy gebruik daai as, want in die ou tyd het hulle geglo, in Bybelse tyd, dat jy die as op jou kop gegooi het, as jy gerou het, en dis waarvoor dit was. So vandag is Palmsondag, en terwyl ek sit en dink daaraan, dink by myself, die normale preek gaan altyd wees oor waar die mense geskree het, want dis presies wat gebeur het, dieselfde mense wat vandag 2026 jaar plus minus teruggeskree het, Hosanna, Hosanna, koning allerhoogste, het 5 dae later geskree, kruisig hom, kruisig hom. En dis gewoonlik maar waaroor die preek gaan, en ek het vandag bietjie 'n ander inslag met dit, en ek wil vir jou 'n ongelooflike belangrike vraag vra, en ek gaan vir jou 'n sekond of 2 gee om net hier aan te dink, en om jouself eerlik hierop te antwoord, en dis die volgende: aanbid jy God, omdat hy God is? Hoor mooi, aanbid jy God, omdat hy God is, of aanbid jy God, omdat hy vir jou iets kan doen, of vir jou iets kan gee? Aanbid jy God, omdat hy God is, of aanbid jy God, omdat hy vir jou iets kan doen, of vir jou iets kan gee? En sien, dis die probleem wat ons baie het. Ek het dit al baie in my lewe agtergekom, en baie keer as ek met mense praat, dan kom jy agter, maar God is vir hulle dood eenvoudig 'n apteek. Hulle kom elke nou en dan na hom toe en hulle wil iets hê. Ons bid vir wat ook al dit mag wees. En dan is dit asof God is hierdie, met alle respek gesê, en ek bedoel dit nie so nie, nou, God is hierdie dispensary vir ons behoeftes. En dis wat hy is. En nooit is hy meer as dit nie. En ons gaan vandag bietjie, as jy jou Bybel by jou het, blaai vir my so lank na 1 Samuel 16 toe, ons gaan bietjie oor Dawid praat. En as ek kyk na baie van die Ou Testamentiese profete en mense wat daarin was dit by hulle dood eenvoudige ding gewees van hulle het God aanbid vir wie God was. Hulle het God aanbid omdat God God is. Daar was nooit hierdie behoeftebepaling by hulle gewees, of hierdie ding gewees waar hulle by God se deur kom staan het en wat hulle vra die hele tyd nie. Ons het so half 'n ding, en ek kom dit agter, soos ek sê, soos ek met mense praat, dat ons hierdie ding het, dat God is daar om ons behoeftes, aan ons behoeftes te voldoen. Ek het die gesprek gehad gister, wat ek bietjie met iemand gesels het, en toe sit hierdie ding van, maar, nou, dis maklik vir jou om dit te sê, maar as dit in praktyk gebeur, toe sê ek weet, en dis waar die probleem inkom met baie van hierdie goeders. Aanbid ons God omdat hy God is, of aanbid ons God omdat ons iets wil hê? Want die vraag is toe, nou aanbid ons vir God, en ons vra vir iets, en dit was my vraag, en ons vra vir God vir iets, nou kry jy dit nie. En ek wil nie eers sê steek hande op, hoeveel van ons het al vir goed gebid, en dan gebeur dit nie. En dan is die volgende vraag, soos net God nou my nie gehoor nie, of het hy my nie geantwoord nie, maar hoekom kry ons dit nie? Want as ons dit elke keer kry wat ons voorbid, dan noem mens dit die hemel. Dan is dit nie die aarde nie. Want in die aarde is daar 'n klomp goeders wat stikkend is, wat gebroken is, maar as ons in die hemel is eendag, dan is al daai goed weg. So daar moet 'n verskil wees tussen die twee. Ons gaan nou bietjie meer in diepte ingaan. So, ons gaan so klein bietjie rondspring in 1 Samuel 16, ons begin by vers 1. Ek sal vir julle dan sê waartoe spring ons. En ons het hierdie gedeelte al gelees, ek wil dit net so 'n bietjie uit 'n ander oogpunt uitkyk. 1 Samuel 16, nou ek dink ek kan my so 'n klein bietjie harder sit, dit sal dalk help. Die Here het vir Samuel gesê, hoe lank gaan julle nog oor Saul treur nadat
ek hom as koning oor Israel verwerp het. Maak 'n horing vol olie en gaan na Bethlehem toe. Ek stuur jou na Isaai toe. Dis nou Dawid se pa. Want onder sy seun sien ek vir my 'n koning. Samuel vra toe, hoe kan ek gaan? As Saul, hy was koning op daai stadium, as Saul dit hoor, sal hy my doodmaak. En die Here sê vir hom, neem 'n vers saam en sê, ek het gekom om vir die Here 'n offer te bring. So hy het 'n verskoning nou hoekom hy na Isaai toe gaan. Nooi dan vir Isaai na die offer toe, ek sal jou meedeel wat jy moet doen. Salf vir my die een wat ek jou sal beveel. En dan spring ons na vers 11 toe, dan het Isaai dan al sy seuns gaan roep, hulle kom staan almal daar, Saul gaan deur almal en hy kry nie die regte een en hy sê hy's nie hier nie, en dan vers 11, dan kom ons nou daar uit. Vers 11, daarop het Samuel vir Isaai gevra, is dit al jou seuns die? En hy het geantwoord, die jongste is nog oor, maar hy pas nog skape op. Toe sê Samuel vir Isaai, laat haal hom, want ons eet nie voordat hy hier is nie. Isaai het hom laat haal, hy het 'n rooi gelaatstreek gehad, mooi oë en 'n goeie voorkoms. Toe sê die Here, staan op, salf hom, want dit is hy. Samuel het die horing met olie gevat en hom voor sy broers gesalf. Die gees van die Here het van daardie dag af kragtig in Dawid gewerk. Daarna het Samuel klaargemaak en na Rama toe teruggegaan. So kom ons stop net daarso. Dis 'n paar goeters wat hier instaan wat nogals redelik van belang is. Eerste ding wat jy moet oplet is, nadat Samuel gevra het, bring vir my almal, los hy vir Dawid een kant. Soos ek Dawid was, sou ek nou nogals redelik omgekrap gewees het, want ek meen, hoe onbelangrik is ek dan nou, dat ek nie eens genooi word vir hierdie party. Dis die eerste ding. Die tweede ding is, onthou, dis nou Ou Testament, en die Heilige Gees was op daai stadium nog nie uitgestort oor almal nie. Sommige mense het dit gehad, nie almal nie. En dan sê dit hierso, nadat Dawid gesalf is, het hy van daai dag af, het hy die Heilige Gees in hom gehad. Hy was gesalf. Ek kom al hoe meer agter, baie keer as ek met die jong mense werk, hoe baie van ons wonder en soek na wat ons moet doen. Wat is ons doel op aarde? Waartoe is ons op pad? En ek praat nie net van geestelik nie, ek praat van op enige vlak. Want met alles is so onseker, want ek het nou die dag 'n artikel gelees wat gesê het, ek weet nie hoekom hulle op die inligting af nie, maar 80% van werke wat oor 20 jaar van nou af gaan wees, bestaan nog nie op die oomblik nie. Ek weet nie hoekom hulle by dit uit nie, maar dis erg om te dink dat 80% van goed wat gedoen word oor 20 jaar van nou af is nog nie op hierdie oomblik bestaan dit nog nie. En ek as ons dink in 'n paar jaar terug, ek het nie gedink dat videogames 'n klomp mense gaan regmaak vir dit wat gebeur op die oomblik nie, want daar's drones wat gevlieg moet word. En wie doen dit? Die klomp jong ouens wat videogames gespeel het. So ewe skielik is hier 'n klomp goeders wat gedoen moet word. So hoe om sekere goed te bereik en hoe om iets gedoen te kry om 'n sukses te maak. Ons het almal, of baie van hulle het hierdie vraag, maar daar's baie min van hulle wat die volgende vraag vra. Wat moet ek doen om daarby uit te kom? So met ander woorde, watse werk moet ek insit om hierdie te kry? Baie van ons, en ek praat van almal van ons, baie van ons, jong generasie, ou generasie, wil die eindproduk hê, maar ons wil nie die werk insit om by die eindproduk uit te kom nie. Ons wil net die glorie hê. Ons wil net die eindproduk hê, ons wil hoe is die gesegde, I just want a honest week's pay for a honest day's work. Dis presies wat ons wil hê. Ons wil so min as moontlik doen en soveel as moontlik bereik. En dis al hoe meer wat sy kop uitsteek in hierdie generasies wat nou volg, ek weet nie wat is die generasies se name nie, maar al hoe meer van hulle wil al hoe minder doen en al hoe meer bereik. Ek het nou weer dag gepraat met 'n pel van my wat by Cape Union maatwerk, en hulle maak kaiwai.
En een van die goeders is, hulle het 'n ou nodig gehad wat moet IT doen. En hy het ingestap by die onderhoud en sy eerste vraag, voordat hulle hom nog 'n vraag gevra het, sê hy vir hulle, hoe gereeld mag ek van die huis af werk? Wat se afdae het ek? Ek werk net van maandag tot donderdag van 9 tot 4. Dis sy woorde aan die mense wat hom moet aanstel. So dit het heeltemal verander, waar ons gaan sit het gewoonlik, my generasie het dit in 'n werksonderhoud gesit en hulle het al hierdie vrae vir jou gevra en jy het nou maar gebloedsweet om die regte vrae te beantwoord en deesdae het dit heeltemal omgeruil. Waar die ou wat aansoek doen vir die werk ewe skielik vir jou vertel hoe hy dit wil hê. So ek gou net om iets te bewys is, ek glo almal van ons eet steak hierso. So dis dood eenvoudig die mense saam met wie ek uithang is dit standaard, jy eet jou steak medium rare, daar's nie 'n ander as medium rare nie, maar ek weet my vrou hou van haar steak geoffer. So en dan dink ek by myself daar's hierdie en dan want jy maak die steak gaar en dan los jy dit 'n rukkie en dan sit jy dit weer terug en dan laat jy want jy rus dit en dan sit jy dit weer terug en dan sny jy dit en dan is daar hierdie sous wat uit dit uitloop en dan sê ons dis bloed. Maar dis nie bloed nie. Mens noem dit au jus. Dit is die sappige gedeelte wat die steak sy geur gee. Dis au jus. Waar kom die au jus vandaan? Nou ek glo almal van ons bid daarom voordat ons eet. So wanneer laas het jy so 'n lekker steak geëet of 'n lamb chop of 'n stukkie vark chop of selfs bacon en toe ons bid ons dankie Here vir die gras wat U gegee het vir die beeste wat dit geëet het sodat ons lekker geur kos kan hê. Ons bid nie dit nie. Ons bid net vir die kos wat op ons tafel is. Ons mis heeltemal daai gedeelte. Jy gaan sit tog nie en sê by 'n plek ek soek die steak wat vanaf die Toys plaas 'n derde kamp vandaan kom waar hulle daai en daai. Dis nie wat ons doen nie. Ons bestel net steak. En as ons kyk na Dawid, is dit so maklik om net sekere gedeeltes van Dawid te onthou. En dis hoekom ek praat van die steak. Ons kyk net na sekere gedeeltes en Dawid is presies dieselfde. As ons kyk na Dawid se lewe, is Dawid ons onthou net 'n sekere paar goeters van sy lewe en dis wat ons wil hê. En daar's so een of twee gedeeltes wat ons nie wil hê nie. Maar ons onthou net vir Dawid as koning en ons hou daai een pragtige gedeelte wat staan, Dawid was 'n man so na God se hart. Ons wil daai gedeelte hê en ons wil die oorlogsman hê wat hierdie ongelooflike oorlog gevier het en gewen het en die man wat hierdie ongelooflike worship gedeelte is. Ek meen Psalms is vol van Dawid se worship, se sang wat hy gekomponeer het en wat hy neergeskryf het. Ons wil al daai goed hê, maar ons wil die glorie hê, maar ons wil nie hê wat Dawid deurgegaan het om dit te kry nie. Is ons bereid om die werk in te sit? Dis die vraag. Dieselfde werk wat Dawid ingesit het om die salwing te ontvang. So doen jy die werk om die salwing te kry, of doen jy nie die werk om die salwing te kry? Want sien, dis moeilike tye wat Dawid deurgegaan het om die salwing te ontvang. Dis wat ons baie keer mis. Een van die bekendste gedeeltes in die Bybel, ek is 100% seker daarvan, is Psalm 23. En daar's gewoonlik hang af waar jy is in jou lewe, is daar twee gedeeltes van Psalm 23 wat altyd uitspring. Die eerste ene is, as jy deur 'n tyd gaan van donkerte, is dit, al gaan ek deur 'n dal van doodskade weer. Dis die gedeelte wat altyd uitspring daar. En die ander gedeelte, as jy by 'n goeie plek is dit daai van, hy laat my neerlê in groen weivelde. Dis die twee gedeeltes wat jy altyd half en half onthou van Psalm 23. Maar daar's nog ander gedeeltes ook. En kom ons konsentreer gou op die goeie gedeelte. Ons praat van die groen weivelde. Vir enige ou wat weet, as daar regtig mooi groen weivelde is, lyk die grond onder die weiveld nie so mooi nie. Dis altyd rowwe terrein.
Dis klipperig en dis ongelyk en dit is nie hierdie heerlike plek om op te gaan lê nie. Want sien, Dawid praat van die heerlike groen weivelde, want hy was daar. Hy het daar gesit en hy was besig om hierdie groen weivelde te sien, terwyl hy besig was om in God se teenwoordigheid te wees. Hoor mooi, hy sien die groen weivelde terwyl hy in die teenwoordigheid van God is. Ons het hierdie hele ding van lewe verkeerd. Want sien, dit in Engels sê dit vir my mooi, we are human beings, not human doings. Want ons wil doen die hele tyd. Ons wil nie wees nie. En dis waar jy God ontmoet is, as jy saam met God is. Nie as jy hardloop saam met God nie. Ek dink ek het die storie al eendag vertel. 'n Ou het eendag by my gekom en toe sê hy vir my, Morney, ek weet nie altyd hoe mense by die feit uitkom nie, maar God het vir my gesê, nou ek weet nie hoe werk dit as God met jou praat nie, ek vind vir God in die Bybel, ek sê nie dat dit nie kan gebeur nie, ek het dit nog net nooit beleef nie, maar toe sê hy vir my, God het net vir my gesê, ek moet vir jou sê, hy verlang na jou. Soos een bedoelende hoe, ek is elke Sondag op my pos, dis toe ek in Johannesburg was, dan doen ons so 5 dienste op 'n Sondag, hang af waar jy is, dan het jy 7 dienste, so dit was nogals redelik aan die gang op 'n Sondag, so toe sê hy vir my, jy is so besig met die dinge van God, dat jy die God van die dinge vergeet. Hoor mooi, ons is so besig met die dinge van God, dat ons die God van die dinge vergeet. Ons is so besig om te probeer, om al die goeders vir God te doen, dat ons nie by God uitkom. Martha Maria, selfde storie. So hierdie rowwe terrein is partykeer nodig. Hoekom is hierdie terrein vir ons nodig? Dis 'n tydperk waarin jy groei. Dis waar oefening gebeur. Dis waar die bloed, sweat en tears vandaan kom, waar alles moet geoefen word. Niemand wat hier voorkom staan, as jy ordentlik kan gitaar speel, of domme speel, of stoei, of boks, of atletiek doen, wat ook al dit is. Niemand kom staan net ewe skielik in 'n vertrek en begin gitaar speel en hy is goed nie. Dis bitter baie oefening wat agter die skerms gedoen word. Usain Bolt, die vinnigste man op aarde, hy het op 'n stadium met hulle, die een van die onderhoude het gehad, toe vra hulle vir hom by die Olimpiese spele, toe sê hulle vir hom, is jy op jou senuwees oor die Olimpiese spele? Toe sê hy nie oor, hierdie is die lekker gedeelte. Die 4 jaar wat oploop hiernatoe is die minder lekker gedeelte, want ek berei voor om hier te wees. As ek hier is, geniet ek dit, want ek het voorberei om hier te wees. Maar ons sien net, daai 9, wat is dit, 9, ek weet eers wat die tyd het, bietjie minder as 9.83 as ek reg is. Dis al wat ons sien. Maar die 4 jaar se oefening om by daai minder as 10 sekondes uit te kom, dit mis ons. Jy al gesien hoe baie doen ons die volgende. Jy kyk na iemand van buitekant af en dan dink jy by jouself, "Jesus, maar jy het dan met jou liggaam in die botte geval." En dan dink ek by myself, het jy 'n idee waardeur daai persoon is om op daai plek te kom waar hy of sy op hierdie oomblik is? Want ons sien nie die 30 jaar of die 40 jaar of wat ook al die tyd wat hulle geloop het om op daai posisie te kom nie. Ons judge net daai een spesifieke gedeelte en ons kyk daarna, maar ons vergeet van die geskiedenis saam met dit. En dis dieselfde met Dawid. Ons mis waardeur Dawid alles is en ons sien net koning Dawid raak. Sien wat ons noem daai tydperk wat ons binne in die weiveld is of in die waar ook al jy is, het ons elkeen het ons eie benaming vir dit. Soos daai alleentyd of die oefentyd of daai pyntyd of die deursettingsvermoëtyd. En dis waar ons God ontmoet, waar ons God beter leer ken. Dit is oefening wat ons beter maak. En dis daar waar jy jouself afvra, kan nie, ek kan nou amper vir jou vra, het jy al hierdie volgende woorde geuit van jou kop, of saggies of hard, of wat ook al, dan kyk jy in die situasie wat jy op hierdie oomblik is,
En dan vra jy vir jouself die volgende vraag, want ek het dit hierdie week seker 3 keer gedoen. God kan nie enige iets goeds hier uitkom. Dus hoeveel keer het dit al, by jou, hoeveel keer het dit al gebeur? Dan kyk jy na daai situasie waarin jy sit. En dan dink ek by myself, God, hoe kan nie enigstens iets goeds hier uitkom? Ek sien dit nie raak. So hoe dit gaan gebeur, weet ek nie. Want sien, dis 'n plek waar jy afgebreek word en waar jy aan mekaar dan na God moet soek. Waar jy moet vra dat God homself aan jou openbaar, dat jy kan sien wat is die doel. En dis hier waar ons teen die stroom moet ingaan, want die stroom is nie reg nie. En as ons teen die stroom ingaan, gaan ons harder moet swem, en gaan ons harder moet beklei, en gaan ons 'n klomp probleme opdoen. Elkeen van ons het hierdie verskillende plek waar dit gebeur. Ons noem dit iets anders. Ek weet ek het al baie keer gehoor van mense wat sê hulle is in 'n woestyntydperk, of hulle is in 'n isolasietydperk, of hulle soek na God. My persoonlike tydperk is gewoonlik, God, hoekom het jy my verlaat? Dis wat ek het altyd noem. God, hoekom het jy my verlaat? Want dit voel of God so ver is, en dit voel of hy my in die diep kant ingegooi het, en dit voel of hy my net gelos het, en dan voel dit vir my asof God net so terug staan en arms vou en kyk, en dan hoor ek net hierdie Leon Schuster liedjie in my kop, swem, Jannie swem. En dan eventually, dan kom jy uit dit uit en dan maak dit vir jou sin. Partykeer maak dit 'n dag na die tyd sin, partykeer maak dit in die hemel sin, of enige iets tussenin. Want ons verstaan dit nie elke keer nie. Dawid moes leer om met terrein, hoe om gehoorsaam te wees. Dit was een van die hoofdoele hoekom Dawid 'n skaapwagter was van begin af. As hy moes leer om gehoorsaam te wees, want as hy nie gehoorsaam was nie, dan sou hy nie 'n leeu kon doodgemaak het nie, nie 'n beer kon doodgemaak het nie, sou hy nie, en iets simpels, soos om vir sy boeties toebroodjies te vat terwyl hulle besig was met oorlog nie, want dit is gehoorsaamheid. Om kos te vat vir mense wat dit nodig het, maar jy weet dit net as jy gehoorsaam is, en jy luister na die stem van God, en jy hoor die stem van God. Hoeveel keer het jy al die volgende storie gehoor, of 'n weergawe van dit? Iemand wat na jou toe kom en vir jou sê, God het vir my gesê, ek moet dit vir jou gee, en as dit R21.16, en dis presies wat jy nodig het vir daai spesifieke oomblik. Briefies wat in kerbeels van karre gelos is. Ergens wat jy gesit het op 'n lughawe en jy het 'n boek oopgemaak en jou antwoord was daar. Waar kom dit vandaan? Dit kom van plekke af van mense wat gehoorsaam is en na God se stem luister en doen wat God vir hom sê. Maar hierso is die gedeelte is jy nie baie naby aan God stap nie en nie luister vir sy stem nie, gaan jy dit mis. Dan gaan God dit nie vir jou sê nie, of laat ek dit eerder so stel, God gaan dit sê, maar jy gaan dit nie hoor nie. Ons gaan deur 'n terrein wat dit beplan is. En waar jy aan die begin van die jaar hierdie klomp planne gemaak het, en nou ewe skielik is al daai planne uit by die venster, en nou ewe skielik moet jy aanpas, want niks is meer dieselfde nie. Ons moet nuwe planne maak om op hierdie oomblik in elke normale huishouding, om net die huishouding aan die gang te hou met al die onkostes wat opgaan, en eenvoudig weet ons nie waartoe om te gaan nie. My hart is besig of my keel is besig om my hart toe te trek, of ook al, want ek dink op een van die dae te kinders wat moet gaan studeer, of 'n kind wat moet gaan studeer, waar gaan daai geld vandaan kom? En dan dink ek by myself, jesmol, nee, staan voor 'n gemeente en vertel vir hulle, vertrou op God, en jy self doen dit. Ken jy daai terrein van vrees, van onsekerheid, absolute ontnigtering? Dawid was daar, waar daar geen uitkoms is nie, of het in elk geval nie so gelyk nie.
Hoe kom ek deur hierdie? Ek voel regtig laaste op die lys. Here, het jy regtig van my vergeet? En dan kyk ek na die heelal en alles wat rondom ons is, en dan kom ek agter, wie wat? My God is 'n God van orde, en 'n God van mooi, en 'n God van prosesse. Orde, mooi, prosesse. Het julle al gesien hoe mooi is die wêreld rondom ons? Julle al gesien hoe mooi is hierdie kerk? Ons sit hier Sondag na Sondag. Het julle gesien hier's 'n gat in die dak hierbo? Ons mis dit. As jy nou jou oë vinnig toemaak, wat staan voor die kansel? Jou horlosie. Wat staan op jou horlosie? Ons kyk na goeders, maar ons sien dit nie. Ons mis dit. Want ons hardloop teen 1 miljoen kilometer per uur, en ons is haastig op pad waantoe, en ons mis wat God vir ons wys langs die pad. Want as jy net 'n slag gaan stil staan vir 2 sekondes, en God se glorie sien, hoe die heelal dit uitskree, dan gaan ons ewe skielik agterkom, ons het 'n God van mooi, ons het 'n God van orde, en ons het 'n God van prosesse. Hoekom sê ek dit? Dit is nie 'n warwoel van goed nie, dit is 'n proses, daar's orde, daar's skoonheid. Hoekom het God die heelal gemaak in 6 dae? God kon dit in 'n breekdeel van 'n sekond gedoen het, kon hy nie? Hy kon so gemaak het, dan was hy heelal daar gewees alles. Maar God het dit in stappe gedoen, hy het dit in prosesse gedoen, hy het dit in orde gedoen. Wat as ons lees, as jy lees na die skepingsverhaal, dan gaan nou nie in detail in dit ingaan nie, is, God het die eerste ding wat hy gedoen het, is hy het die warwoel geskei van die orde af. Dis maar eintlik wat daar staan. So punt nommer 1 sê hy net, luister, ek kan nie met chaos werk nie. Hy skei dit. En dan begin hy, en hy split in verskillende volgordes nou, maar dan split hy die see en die land. En dan die volgende ding wat hy doen is, dan sit hy plante en bome daarso. En nadat hy plante en bome daar gesit het, dan sit hy, my gunsteling goed, as visse daarso. En dan as hy visse daar gesit het, wat is die volgende ding wat hy doen? Dan sit hy die son, maan en die sterre daarso. Kom ek maak jou gou 'n bietjie deurmekaar. Hoe bepaal ons tyd? Met son, maan en sterre. Wanneer het God tyd gemaak? Op die 4de dag eers. So hoe het ons tyd bepaal die eerste 3 dae? In elk geval. So met ander woorde, wat is die volgende ding? Dan maak hy die son, maan en sterre. Hoekom? Sodat seisoene kan gebeur, want seisoene werk rondom dit. Sien julle die orde wat God dit ingesit het? En dan om alles af te sluit, dan sê hy vir ons, en is eenvoudig, volg in God se voetspore. En op die 7de dag het God gerus. En waaroor gaan die rus? Is om terug te sit, en God het na sy skepping gekyk, en hy het gesê, dit is baie goed. Hy het dit geniet, wat hy het. Hier is my vraag, wanneer laas het jy geniet, wat jy het? Want ons jaag die hele tyd, om meer goed te kry. Wanneer geniet jy die goed, wat jy het? Wie van julle het 'n spaarkamer? Hoekom? Sodat ons 2 keer 'n jaar iemand kan onthaal in die spaarkamer. Wanneer laas het jy in jou spaarkamer gaan sit en net geniet hoe mooi hy is? Wie van julle het dit al ooit gedoen? Sê op julle hande, wie het dit al ooit gedoen? Dis great. Wanneer laas het jy net in jou kar geklim en in die passasierskant gesit, sonder om ergens heen te ry, en net gesê, God, dankie vir hierdie kar, of bakkie, of fiets, wat ek al dit mag wees. Ons doen dit nie. Ons moet net 'n slag weer dankie vir God sê vir die klein goedjies. Daar moes lig gewees het en donker gewees het. Ons sukkel met hierdie groen weivelde om by dit uit te kom, want dit is partykeer baie few and far between. En op my eie kan ek nie by dit uitkom nie. Yes, Here, en
as hierdie stukke, hierdie droë seisoene tussenin, dit sou soveel makliker gewees het as ek op my eie was, want dis net ek, maar nou het ek 'n familie wat ek moet onderhou, en ek het 'n vrou en kinders wat op my vertrou, en ek het 'n hond en 'n kat, en wat ook al alles, en ek het al hierdie goeders wat moet, dit sou soveel makliker gewees het, as dit net ek was, en dan sê God vir my net weer eenvoudig, nee, maar dis hoekom ek vir jou 'n familie gegee het, sodat jy kan agterkom, jy kan dit nie op jou eie doen nie. Moses moes vir 'n paar dae gevat het om by die beloofde land uit te kom. Ek gaan nou jok vir julle, maar ek dink as jy dit meet van waar hulle begin het tot waar hulle geëindig het, sou het hulle 7 dae gevat het om so intoe te stap. Vat het hulle 40 jaar. 40 jaar, kan jy dink hoe ongelukkig was die geselskap wat saam met hom was. Maar ons het 'n 7 dag trippie, wanneer okay, pap wil, ons gaan nou hier moet stop, okay, ons moet gou daar draai gemaak, 40 jaar, maar in die 40 jaar, wat Moses hierdie trippie doen, daag God elke liewe dag op. Elke dag daag God op. Hy bring vir hulle manna, hy bring vir hulle kwartels, elke dag. In die 40 dae los God hulle nooit alleen nie. Wat doen hulle? Moan. Wat doen ons? Moan. God daag op, ons moan. Sien, want in hierdie woestyntydperke is waar jou integriteit en jou karakter na vore kom. Gaan bietjie saam met iemand op 'n baie lang toer, of 'n kamp, of een of ander ding. Ek praat altyd van Bloemfontein het ons 'n sendingfiets toe gehad, 23 dae, 1000 kilometers op fietsse. Hier op dag 12, 13, dan val die mambakkies af. En dan is daai, wat jy kan net so lank voorgee. En dan ewe skielik, dan kom jy agter wie iemand regtig is. So met ander woorde, daai woestyntydperk is besig om jou voor te berei vir iets wat kom. In hierdie tyd is waar God jou voorberei vir dit wat kom. Dit is hierdie, by gyms is altyd hierdie ding van no pain, no gain. En dis presies dieselfde hierso is, jy moet iets gee van jouself. Appel van my sê altyd, as jy gee en dit maak jou nie seer nie, nou nie fisies nie, dis daai wat jy geld uit jou sak uithaal en jy, yes, ek kan nie regtig bekostig om hierdie te gee vir hierdie persoon nie. Dis wanneer dit tel. Wanneer dit jou seer maak om te gee. Dit moet nie gemaklik wees nie, want dan vra dit van jou iets. Ek kom terug na my oorspronklike vraag toe. Dit is maklik om God te aanbid as dit goed gaan. Maar dit is ook baie maklik om God te vergeet as dit goed gaan. En dan bam, kanker, familielid wat nou net gediagnoseer is, vriende wat nou net gediagnoseer is, iemand wat uitvind in COVID-tydperk, longe val in mekaar. Ons het almal daai storie. Ergens is daar so 'n storie in jou, kanker, dood, wat ook al dit mag wees, en ewe skielik is dit nie meer so maklik nie. En nou hang ons vir God aan vir genesing, en ons bid vir genesing, en die genesing kom nie, en die genesing kom nie, en die genesing kom nie. Soek ons dan na God, of soek ons na genesing? As ons praise en worship, as ons sing hier binne, sing ons tot eer van God, of sing ons omdat dit vir ons lekker is? Want as jy sing omdat dit vir jou lekker is, dan doen jy dit verkeerd. Want om te sing is om eer te bring aan God. Dit gaan nie oor jou nie, dit gaan oor hom. Soek ons na God. Aanbid ons God vir wat hy kan doen, of aanbid ons God vir wie hy is. In Samuel 16:13 sê, Samuel het die horing met olie gevat en hom voor sy broers gesalf. Die gees van die Here het van daardie dag af kragtig in Dawid gewerk. Die Heilige Gees was in Dawid.
Daarna het Samuel klaar gemaak en Rama toe teruggegaan. Wat kon Dawid gedoen het? Dawid kon ongelukkig gewees het, hy kon kwaad gewees het omdat hy nie genooi is nie, omdat ek meen sy pa het nie eers aan hom gedink nie. Hy's daar een kant gelos, want gooi kop, klein kindjie. En dan daag Samuel op met hierdie olie. Nou verstaan dit gou, ons moet net mooi verstaan wie is Samuel, voordat jy verstaan hoe ongelooflik belangrik hierdie is wat gebeur het hier. Samuel is 'n profeet wat gebore is. Dit was sy doel om die denkwyse van die volk te skuif. Vanaf konings en regter mentaliteit, want dis wat hulle gehad het op daai stadium. Israel het dit gehad. Hulle het konings en regters gehad. En Samuel moes hulle denkwyse skuif van dit af na koninkryk van God mentaliteit toe. Dis 'n ongelooflike belangrike ding. Want as jy sê, geen Samuel nie, is daar geen Dawid nie, as daar geen Dawid is nie, is daar geen Salomo nie, as daar geen Salomo is nie, is daar geen Jesus nie. Verstaan julle hoe belangrike rol speel Samuel in hierdie hele ding? Die salwing vind vir Dawid vas, terwyl Dawid soekend is na God. Dawid is gehaal deur aan die ander kant. En as ons in die Bybel lees, wat het Dawid die meeste van die tyd gedoen terwyl hy besig was met die skape? Hy het geluister na God, hy het God geëer. God wag nie totdat Dawid gekwalifiseer is om koning te wees nie. Hy maak die koning in hom wakker terwyl hy 'n kind is. Terwyl hy op daai plek is. Hoekom? Omdat hy gehoorsaam is. Gehoorsaamheid bring salwing. Hoor mooi. Gehoorsaamheid bring salwing. Ek het hierdie ding gelees die naweek of die week ergens. En dis vir my so mooi en as jy niks onthou van hierdie preekie, onthou hierdie. If you are waiting on a prayer from God, do what waiters do. Serve. Dis nie bitter mooi nie. If you are waiting on a prayer from God, do what waiters do and serve. Ons wil nie dien nie. Julle agtergekom? Almal wil managers wees en CEO's en CFO's. Niemand wil dien nie. Daar's 'n koning nou en 'n kind. En dwars deur die Bybel sien ons hoe God werk met hierdie mense wat hy salf. Dwars deur die Bybel is hierdie voorbeelde waar Maria is gesalf as 'n maagd gee sy geboorte aan 'n kind, aan Jesus. Onmoontlik. Sadrag, Mesach en Abednego is gesalf. Hulle aanbid vir God met alles wat hulle in hulle is, en hulle word binne in 'n vuuroond gegooi, en wat doen hulle? Hulle buig nie die knie nie. Hulle staan en aanbid God nog steeds binne in die vuur. Gaan nie oor hulle nie, gaan oor God. Gideon verslaan 300 of duisende mense met 300 mense. Hoekom? Hy het God aanbid, hy het vir God geluister. Paulus en Silas sit in die tronk, hulle is stikkend geslaan. Wat doen hulle? Hulle sing lofsange tot eer en verheerliking van God. 'n Bondel mense kom tot bekering as gevolg van omdat hulle God aanbid. Gaan nie oor hulle nie. Nêrens vra hulle vir God, haal my hier uit nie. Nêrens nie. Wat doen hulle? Perfekte geleentheid om God te aanbid. Kan jy jouself indink? Jy is so geslaan dat jy omtrent nie kan praat nie, want hulle het vir hulle bymekaar gemaak. En jy sit daar so in daai tronk, jy's besig om te verkleim. Hierdie is 'n goeie tyd om God te aanbid. Sou dit my en jou reaksie gewees het? Dawid het harp gespeel. As ek dink aan 'n harp, dan dink ek altyd aan hierdie simfonieorkeste, daai massiewe harp wat omtrent 2 meter hoog is met al hierdie, weet jy hoeveel snare is daar? Hoeveel snare is daar nou? Baie. Ek kan nie hoor. 7204. Al hierdie snare, dis wat ek sien. Dawid het nie dit gehad nie. Wat het Dawid gehad? Hy het 'n klomp hout gehad en het 'n paar snare gehad en het 'n harp by dit uitgehaal.
En hy skryf 150 plus minus psalms. Hy het gebruik wat hy gehad het. God het vir jou alles gegee wat jy nodig het. Nie nog iets nodig nie. Hy het vir jou alles gegee wat jy nodig het. Jy het nie nodig om 'n band te hê, of 'n orkes te hê, of 'n orgel te hê, of 'n klavier te hê, of 'n gitaar te hê, om God te aanbid nie. Alles is hier binne in jou. Jy kan dit alles van die binne af doen. Want sien, God het vir ons gesê, al wat jy moet doen is aanbid. Eksodus 20. Daar's een God. En dis 'n jaloerse God. En jy mag net hom aanbid. Nie moeilike opdrag nie. God gee vir ons 'n klinkklaar, duidelik opskrif. Daar's net een God. Hy's 'n jaloerse God en hy vra dat jy hom alleen aanbid. Daar staan niks van jou nie. Doen dit nie om iets te kry vir myself nie. Ek doen dit, ek aanbid God om God se naam groot te maak. As hy jou dan wil salf, sal hy dit doen. Ek vra weer, wanneer laas het ons voor God stil geraak en hom aanbid vir wie hy is, sonder om enigiets terug te verwag? Sonder om te vra. Want gaan dink gou die afgelope tyd jou gebede wat jy gehad het. Ek het dit gaan neerskryf, ek het die oefening self gedoen. En ek het my kop in skaamte laat sak, want daar was baie min van daai gebede wat ek gehad het, wat ek nie eers begin het met baie dankie God vir dit en dit en dit en dit en dit, en dan sit die versoeklyf. Liewe Kersfees Vader, kan ek asseblief die volgende kry? Dis waaroor dit gaan. Ons moet God aanbid omdat God God is. En ons. So eenvoudig is dit. Here Jesus Christus, Abba Vader, Heilige Gees, ons wil vir U dankie sê dat U die Alfa en die Omega is. U is die begin en die einde, Here, en U het ons gemaak tot eer en verheerliking van U naam. Ek sê weer, U het ons gemaak tot eer en verheerliking van U naam. So Here, help ons om dit te doen. Om eenvoudig te kan stil staan en te kan sê, Here, dankie vir U. Dankie dat U God is. Dankie dat U vir ons hierdie goeders gegee het wat ons het rondom ons. Fisiese goeders, geestelike goeders, emosionele goeders, alles wat ons het ons as gevolg van U. Koos Doep sing so mooi. Wat ek is net genade. En wat ek het, is net geleen. Here, gee ons, laat ons dit verstaan. Dat U vir ons daar is. En dat ons U moet aanbid. Here, en vir die dood eenvoudige rede, komende Vrydag. Dis die rede hoekom ons U aanbid. Vir komende Vrydag. Amen.